Dis vir my so lekker om so baie saam met jou die afgelope tyd te kan kuier. En wat ek daarmee bedoel is dat ja, ons het ons lekker by Simplicity gewees nou met Kersfees. Ons het daar 'n ongelooflike tyd daar saam gehad. Ek kuier vandag met jou op hierdie Sondag en dan weer het ek 'n boodskap vir jou die 31ste Desember waar die Here 'n woord op my hart kom sit het vir jou en jy kan dit nie mis nie. Ek weet so, ja, die Here gaan met ons wees in 2026, maar ek gaan nie nou daaroor praat nie, jy moet wag vir die 31ste Desember, en dan trek ons weer weg met ons dienste, elke tweede week nog steeds, soos ons doen, en soos ons kultuur is, trek ons weg die 4de Januarie, maar die punt is, dit is net lekker om te weet ek het die geleentheid, om jou te kan bedien, maar meer as dit, jou te kan lief hê in die volgende tyd. Ek wonder waar jy is. Wil jy nie bietjie vir my net in die comments sê, waar is jy? Miskien is jy op vakansie, miskien kyk jy oor see, miskien kyk jy daar van jou huis af. Maar gesels bietjie met ons in die comments van waar af kyk jy vandag. En hierdie tyd van die jaar is altyd daai interessante tyd tussen Kersfees en Nuwe Jaar. Meeste mense is op verlof, meeste mense se kantore het toegemaak en ons kan tyd hê om net so bietjie asem te haal en onsself reg te kry vir 2026. Nou het die Heilige Gees my kom wys dat in hierdie tyd is baie mense, ja, ons rus lekker en ons kan net asemhaal en lewe so bietjie geniet, maar ons is ook besig met kosteberekening. Ons almal moet weet, ja, daar moet, as jy kinders het, skoolklere gekoop word, en ons moet, weet jy, die vakansie kos ons so bietjie meer geld, en elke jaar, dan kos dit so bietjie meer as wat ons gedink het, dit gaan kos, en ons kosteberekening was dalk bietjie uitgewees, want dit is so lekker om familie te hê, en mekaar te geniet, en sommer net bietjie uit te gaan, en dis alles goed en reg, maar kosteberekening bring baie keer so bietjie, trek ons keel so bietjie toe, miskien is jy daarso. En dit het my sommer net so laat dink aan hierdie skrifvers waar Jesus dieselfde gesprek het in die evangelies. En hierdie is 'n harde ding om te hoor. En as jy dalk soos leer, maar jy moet nie hard preek nie, ou. Jy sien. Luister hier, ons het nou net Kersfees gehad, ons het nou net Baba Jesus geselebreit, en ons sien so uit vir Nuwe Jaar, jy moet nie nou hard preek nie, en hoor my hart, dit is nie my hart vandag nie. Ek wil jou eintlik kom vrymaak vandag. Ek wil jou kom vrymaak van vrees. Ek weet van soveel mense wat in hierdie tyd met angs en depressie sit, en my hart is om deur die Heilige Gees jou te kom vrymaak in hierdie tyd. En so, volg my net. My worship team weet, as ek sê, ouens, as ons die mense lei in aanbidding, volg my net. Ek weet presies waartoe ek op pad is. So hoor my uit. Ons bestudeer vandag Lukas 14 vers 25 tot 35 en ek lees dit vir jou. Dit begin met hierdie opskrif. Om 'n disipel te wees kos opofferings en beplanning. Vers 25. Groot skares het Jesus gevolg. En hy het omgedraai en vir hulle gesê, as iemand na my toe kom, moet jy my liewer hê as jou eie pa en ma. Jou vrou en kinders, jou broers en susters en ook jou eie lewe gering ag, anders kan jy nie my disipel wees nie. En jy kan nie my disipel wees as jy nie jou eie kruis dra en my volg nie. Moenie eers begin voordat jy nie die koste bereken het nie, want wie sal met die oprigting van 'n gebou begin sonder om eers kwotasies te kry en te sien of daar genoeg geld is om die rekening te kan betaal. Anders kan jy dalk nie net die fondament voltooi voordat die geld opraak. En dan sal almal vir jou lag. Dan sal hulle sê, daardie kerel het mooi begin bou, maar sy geld was op en nog lank voordat hy klaar was. Vers 31, of watter koning sal ooit droom om 'n oorlog te gaan, voordat hy saam met sy raadgewers gaan sit het en beplan het of hy met sy 10.000 man sterk genoeg is om die aankomende 20.000 soldate te verslaan. En as hy nie kan nie, sal hy terwyl die vyand nog ver is, 'n afvaardiging stuur om met vredesvoorstelle te maak.
So kan niemand my disipel word sonder om alles prys te gee nie. Sout is goed om smaak te gee, maar as dit sy smaak verloor, hoe kry mens dit weer sout? Smakelose sout is self nie goed vir die grond of bemesting nie. Dit word weggegooi. Enige een wat gewillig is om te hoor, moet luister en verstaan. Ek weet, hierdie is 'n gewigtige stuk. Ek meen, Jesus kom drop hier swaar dinge. Hy sê, hoorie, as jy my disipel wil wees, moet jy bereid wees om jou hele lewe prys te gee. Jy moet so ver gaan, ek meen, hier staan dit, om liewer vir my te wees as jou pa en jou ma, jou vrou en jou kinders. Jy weet, daar's 'n ander vertaling wat sê, wat so ver gaan as om te sê, jy moet hulle haat. Jy moet jou pa en jou ma haat, jy moet jou vrou en jou kinders haat, jy moet jou broer en jou suster haat, en hier is Jesus se woord. En hoe bring ons nou Jesus wat ons nou net geselebrate het op Kersfees, die redder wat gestuur is, die liefhebber van die wêreld met hierdie? So kan ek by jou hart uitkom vandag. Want ek het al gesien hoe hierdie gedeelte gebruik is om soveel vernietiging in mense se lewens te bring. Omdat pastore hierdie gedeelte verkeerd verstaan en verkeerd interpreteer, bring hulle 'n stuk gewig van performance wat niemand kan byhou nie. Ek meen, ek hoor hulle al, hierdie is 'n gunsteling vir pastore in die nuwe jaar. Pastore weet en kerke weet dat mense kom terug en die kerke gaan vol wees en as ons hierdie tipe boodskappe preek, luister hier, jy moet die Here met jou hele lewe volg. Jy moet alles prys gee. Jy moet omtrent jou familie haat. Jy moet besef, dit gaan jou alles kos. Kan jy die koste berekening? Het jy die koste berekening gedoen om te weet, dit gaan jou alles kos om Jesus te volg? Het jy al daai preke gehoor? En dan voel mense weer vol vrees en vol, ja, yes, nee, ek moet my lewe regryk en ek moet Jesus volg en ek wil net weer eens sê, julle ken my nou al teen die tyd, stop dit. Dit is nie die hart van Jesus Christus nie. Jy sien, Jesus is baie strategies hierso. Ek en jy moet begin leer, en dit is my so belangrik, dat in konteks, ek wil vir jou herhaal, konteks. Mense vat so maklik die Bybel en vat dit as 'n baksteen. Jy weet, 'n baksteen kan of bou of hy kan gebruik word om 'n venster uit te gooi. En ek wil jou leer, Kaleo, dat ek en jy moet pertinent leer. Waarmee is Jesus besig voor sy kruis en opstanding en hoe kommunikeer hy na die kruis en opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees? Mense, ek wil jou leer en ek wil jou begelei. Hierdie is my Bybel. Is my gunsteling Bybel. Ek het nou al hier binne gekrap en gehighlight en alles en my hele lewe het verander toe ek hierdie boek vat en hom reg begin bestudeer. Kom ek verduidelik gou vir jou. Dat baie mense vat die 4 evangelies, né? Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Hulle vat die 4 evangelies en ek wil vandag 'n baie duidelike stelling maak. Is ons moet onthou dat Jesus vir 'n sekere konteks praat met die Jode, met sy disippels praat, want hy het nog nie uit die dood uit opgestaan nie. Alles verander toe hy uit die dood uit opstaan. En dinge verander nog meer hier in Handelinge 2. En ek wil vir jou net wys, miskien kan jy nou sien, ek weet nie of jy kan sien nie, maar ek het hier merke gemaak, hier in Handelinge 2, waar die Gees uitgestort word, die belofte van die Here om te sê dat ek gaan terug na my Vader toe en ek gaan my Gees oor julle uitstort en oor alle nasies, oor alle vlees uitstort. Dis nie net meer vir die Jode nie, dis nou vir almal. En waarby wil ek uitkom? Ek wil jou leer dat jy moet die Bybel reg lees
om te hoor wanneer Jesus sekere goed sê dit nie noodwendig vir jou nie. En dis die probleem, is dat pastore die evangelies uit konteks uittrek en dit die regte woorde is superimpose op ons vandag en ek het nodig om jou reg te verduidelik. So wanneer Jesus hierdie kommunikeer, dan is hy besig om baie strategies 'n standaard te kommunikeer. Hy sê, ouens, luister hierso. Nou sê dit vir daai Jode, nee, onthou hy het nog nie die doodheid opgestaan nie. Hy sê, as jy my wil volg, moet jy besef wat dit kos om ek te wees. Jy moet bereid wees om jou lewe prys te gee. Jy moet bereid wees om alles waarvoor jy lief is, prys te gee. Die Jode het hierdie verstaan. Jy moet bereid wees om self die mense wat jy lief het, agter te laat om my te volg, om heilig te wees soos wat ek is. En dis wat Jesus gedoen het. Hy het uit die perfekte hemelsituasie, in eenheid met die Vader en die Heilige Gees, het hy alles agtergelos en hy het sy eie lewe gering geag en aarde toe gekom. So hy weet waarvan hy praat as hy dit sê. Hy skep 'n standaard waar mense wat dit hoor, nou hoor hulle, jy moet jou eie lewe haat, jy moet jou familie haat, jy moet jou lewe gering ag, as jy my disipel wil wees, moet jy jou eie kruis dra. En wat hoor mense? Hulle hoor, ek kan nie dit doen nie. Ek meen hoe? Ek het nie die vermoë om my eie kruis te dra nie. Ek het nie die vermoë om die prys vir my eie sonde te betaal nie. Ek het nie die vermoë om die mense wie ek die liefste is te haat nie. Ek meen, ek kan nie my vrou haat nie. Ek kan nie my kinders haat nie. Ek kan, jy weet, ek hoor nou die ouens, jy weet, Here, kan ek nie net my skoonma haat nie, dis maklik, jy weet, nee, gelukkig het ek die beste skoonma in die hele wêreld, ek is so lief van. Die punt is dat Jesus sê, jy moet besef wat dit my kos. Dis die prys wat dit kos, ek het die koste bereken, van wat dit gaan kos om jou te red. Waarmee is hy besig? Hy is besig om vir mense te wys, luister hierso, al dink jy kom die standaard by, kan jy nie werklik my disipel wees nie. Want jy is, daar waar jy staan, Jood, is jy nog nie geestelik lewendig nie. Ek het nog nie die doodheid opgestaan nie. Ek het nog nie die prys vir sonde betaal nie. Al hierdie gaan tot volëinding kom, wanneer ek op die kruis sê, it is finished. En ek neem die sonde van die mens op my. En nou vir wie ook al die enigste werk wat die Vader van julle verwag, sê Jesus, is dat julle in my glo, en as julle in my glo, dan word julle weergebore, en julle geeste word lewendig, en nou kan my gees ooreenstem met jou gees, dat jy 'n kind van God is. Ek hoop hier is goeie nuus vir jou, dat jy so intens oor Desember besef, dat ek kon nie 'n volwaardige disipel van Jesus wees nie. Hy moes eers sterf en opstaan uit die dood. En hoor verder, ek sien hierdie massiewe ding raak, is dat ons gebruik hierdie taal om te sê, om mense te begelei om disipels van Jesus te wees. En weet jy wat die realiteit is, om 'n disipel van Jesus te wees, is 'n pre-kruis konsep. Na Handelinge, na die boek van Handelinge, van Romeine tot aan die einde van die Bybel, gebruik hulle nie meer die term disipel nie. Die skrywers, Paulus, hulle gebruik nie daai term meer nie. Hulle praat eerder van gelowiges, of heiliges, of seuns en dogters van God, of mede-erfgename in Christus, die liggaam van Christus, die tempel van die Heilige Gees. Ek wil jy moet besef, jy wat tot geloof gekom het, is meer as 'n disipel. Jy is nie net 'n volgeling van Jesus nie, jy het nou kind, erfgenaam geword. Hy woon in jou. Jy het iets wat die disipels op daai stadium wat Jesus gesê het, gepraat het, geleef het, jy het iets meer as hulle, jy die Heilige Gees, jou gees stem ooreen met sy gees, dat jy 'n kind van God is, so jy is meer as 'n disipel. En so ek het gesien hoe hierdie opdrag, of hierdie
hierdie ding gaan maak disippels van mense. Jesus sê dit vir sy disippels. Direk vir hulle, ouens, gaan maak julle disippels van mense. En toe kom die kerk en hulle vat daai ding en hulle maak dit die missie. En ek hoor die hart daarvan is ons moet mense blootstel, ons moet Jesus verkondig, ons moet hulle, mense soos wat ons die evangelie verkondig, kom hulle tot geloof, en dan word hulle kinders van God. Maar die taal is nie dat ons disippels van mense moet maak nie. Ons verkondig Jesus Christus en dan word mense geregtig verklaar en as kinders verklaar. Want ek sien soveel gemeentes wat hierdie gewig op hulle dra, die performance. Ons het disipelskap programme. Ja my man, as jy deel van hierdie gemeente word, dan moet jy hierdie program gaan en dan moet daar leiers bo jou aangestel word en dan moet hier en jy moet hier daar funksioneer en jy moet deur al hierdie goed gaan en deur al hierdie hoep spring om nou 'n volwaardige disipel van die Here te wees. En weet jy wat is die realiteit? Ek het nie 'n probleem met oprigting en toerusting nie. Ek het 'n probleem wanneer dit 'n werk word. Ek het 'n probleem wanneer mense voel, ek is nou 'n Christen, maar nou moet ek my Christenskap hou deur 'n goeie disipel te wees. Mense, waar wil ek jou uitkry? Ek wil jou uitkry om te besef, ek en jy leef vandag na Handelinge 2. Niks wat ons doen kan Jesus meer impres nie. Hy het klaar die Vader vir ons impres. Hy het klaar die koste vir ons bereken. Hy was die een wat die volle huis kon bou. Hy is die een wat gekom het, die afgevaardigde om te sê, ek het gesien julle gaan nie uit julle eie die wet en die krag van sonde oorwin en daarom het ek gekom. Ek is die afgevaardigde. Ek is die een wat die volle prys kon betaal het. Hoekom is ek so passievol hieroor? Ag, kan ek dit my hart met jou deel? Jy, ek is deur 'n hele jaar waar ek sien hoe mense so uitgebrand is, so moeg is. En dan leef hulle met hierdie perspektief dat ek moet die Here dien. Maar weet jy wat, in hulle agterkoppe voel hulle, ek is nie 'n goeie disipel nie. Ek kan nie my eie kruis dra nie. Iewers het al vir my gesê, ek my eie kruis dra. Ek kan nie my mense, ek bid nie genoeg nie, ek lees nie Bybel genoeg nie. Ek is nie besig om 'n goed genoeg disipel van Jesus te wees nie. En dit is so uit konteks uitgetrek, en Jesus het nooit dit verwag nie. Kan ek jou voorstel aan 'n Jesus? 'n Jesus wat gesê het, ek sien waar jy is. Ek sien jou gebrokenheid. Ek sien hoe kort jy kom. Weet jy wat sal ek doen? Ek sal die volle prys van wat jou weghou van die Vader af, sal ek betaal. Ek sal in jou kom woon met die krag van my genade. Ek ken jou siel, ek weet wat met jou gebeur het, ek weet die kaarte wat vir jou gedeel is. Ek is met jou. En nou dat jy in my glo, dat jy jou geloof nie meer op werke plaas nie, kan jou siel en jou gees tot rus kom. Ek meen, dit bly die beste nuus wat enigiemand ooit kan hoor. Beleef jy daai rus? Here. Dankie dat ons mense is wat na Handelinge 2, dat U so goed was, dat U genade op ons uitgestort het. So waar is jy op 28 Desember 2025? Is jy bekommerd oor volgende jaar? Is jy vol vrees dat, ek kry klomp goed nie reg in my lewe nie? Ek wil jou net herinner, dat dieselfde gees wat Jesus uit die doodheid opgewek het, leef in jou. Jy het alles wat dit vat. Jy het die krag van die God wat gesê het, laat daar lig wees, wat alles tot wording gebring het, wat sy seun gestuur het, wat die onmoontlike prys betaal het, daai selfde krag leef in jou. Waarvoor is jy bang? Jy sien, vrees verander nie mense nie. En ek wil teen hierdie kom volgende jaar, deur
boodskappe, mense wat mense manipuleer deur vrees en manipulering, mense te probeer heilig kry. En my missie vir 2026 is om mense vry te kry deur die genade en geregtigheid van Jesus Christus. Genade verander, vrees toe nie. Jy's reg. Jy het alles wat dit vat om 2026 reg en suksesvol te kan uitleef. Here, ek kom bid vir die persoon wat nou vrykom. Wat besef, Jesus sê goed nie altyd direk vir ons nie. Hy kom om vir ons te wys, ons het 'n redder nodig. Dan kom red hy kom woon binne in my en dan kom rig hy my op. Hy produseer die krag, die vrug, die kapasiteit, die wysheid om alles te hanteer wat nodig is om te hanteer. En Here, meer as dit, kom maak hy my gesond. U kom en U ken my siel, U ken my vrese, my seer, my trauma, en U kom en spreek dit stukkie vir stukkie aan, sodat ek in oorwinning oor daai areas kan leef. Dankie Here daarvoor, dat ek nie net 'n disipel is nie, maar dat ek 'n kind van God is. Ons bid dit in Jesus se heilige naam en almal sê, amen. Ek hoop hierdie prikkel jou gedagtes, dat jy tot rus kom, jou redding reg verstaan, dat jy gesond kan word, sodat jy gestuur kan lewe in 2026. Hey, ek sê alles hierdie vir jou, omdat ek so lief is vir jou, en te sien, dat jy 2026 so uit die park uit gaan slaan, want Jesus leef in jou. Ek het jou lief, ek kuier met jou die 31ste Desember, en dan sien ek jou die 4de Januarie weer by Simplicity Menu. Goed gaan, veilig wees.